Razai, goeienaand van my kant af. Is jy opgewonde om hier te wees? Come on. Hierdie is die beste plek op 'n Sondaгаand. Ons is die Stoetbil. Ons hoef nie na Stoetbil te gaan nie. Net jy. Van julle weet presies waarvan ek praat. Maar anyway, soos Pierre gesê het, ons sluit vanaand af met ons reeks Becoming Love en ek wil jou kom challenge net in hierdie volgende seisoen wat vir jou voorlê, is daar 'n Bybelplan op YouVersion wat jy kan aansluit by of deel vorm van, en in die volgende 4 weke dat jy hierdie Bybelplan sal volg. Dis 'n maandag tot 'n Vrydag, 5 dae daily devotions wat jy regtig jou net so kan indelf. Dit wat jy gehoor het die afgelope 4 weke, dat jy dit regtig so deel van jou lewe sal maak, en ek vertrou dat jy transformasie sal beleef in jou eie gees, in jou eie hart, en sal besef, die Here het iets in my gees kom drop, en daardeur gaan ek anders wees. Nou, hierdie hele reeks wat ons oor gepraat het die afgelope 4 weke, is eintlik geskryf uit die boek Korintiërs. In die boek Korintiërs gaan dit oor, wanneer Paulus ontdek iets amazing oor die gemeente. Hy kom agter hierdie gemeente wat hy geplant het, floreer in Korint, en daar's soveel goed wat daar gebeur. Hulle aanbid die Here amazing, die gawes van die Gees werk, maar hy sê, hy kom een ding agter, en hy kom agter dat hulle onvolwasse is in hulle wandel met Christus. Hulle is onvolwasse, jy weet, hulle moan oor alles, hulle groan oor alles, en hulle is tevrede met niks nie, en daardeur kom en dan sê hy vir hulle, ek wil julle help, om julle by 'n plek te kry, dat julle kan leef, soos wat ek wil hê julle moet leef, en dan eindig hy met hierdie skrif, heel aan die einde, want hy wil eintlik hê dat hulle moet besef, die kraks van hierdie hele omgewing waar ons onsself bevind, is eintlik vasgevang in hoofstuk 13. 2 Korintiërs 13, wanneer hy vir hulle hierdie sê, en julle het al baie keer gehoor, hy sê, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Hy sê, ek wil hê julle moet so op 'n plek kom, wat julle verstaan wat dit is, om in die Vader se liefde geanker te wees. Ek wil hê julle moet op 'n plek kom, dat julle verstaan, hoe groei jy in genade, en hoe maak jy Heilige Gees deel van jou lewe, sodat jou lewe kan transformeer. En dis die gedagte net rondom dit, want hierdie volwassenheid gaan juis oor dit, leef in Christus se genade, is om geworteld te word, te wees in God se liefde, en daardeur te wandel daagliks met dit wat Heilige Gees in jou lewe wil doen. Ek en jy's geesvervulde mense, en daardeur moet ons so kan leef. Nou ek het 'n tiener daar by die huis, hy's nou matriek, en daar was 'n stadium toe hy nou hoërskool toe gaan, toe begin ons nou met hom te praat oor, jy weet, jy moet nou verantwoordelikheid vat vir jou lewe. Toe jy laerskool was, het die juffrouens altyd ons e-mails gestuur en gesê, onthou, jou kind moet hierdie huiswerk doen, met hierdie toetsie leer, en jy kan altyd vir die onderwyser vra, maar nou is jy in hoërskool, so jy moet die goed nou neerskryf, jy moet onthou, en jy moet verantwoordelikheid vat. En saam met dit, terwyl ons hierdie gesprek het, sê ek vir hom, en dan moet jy nou goed doen in jou toetse, en al die tipe goed, ons gaan nie die hele tyd jou herinner en opcheck nie, en soos enige tiener, wat altyd dink, jy weet, hulle weet alles, vra hy dink hy vra my 'n triekvraag, hy sê, papa, so, wat gaan papa mee tevrede wees met my punte? En ek voel hoe die Heilige Gees 'n woord van wysheid in my hart drop. En ek kyk hom so, ek sê van buddy, weet jy wat? Met jou beste. En ek kan sien op 'n stadium, my man kyk my so, die ligte is aan, maar daar's niemand by die huis nie. Die hamster, jy weet, die wielietjie draai, die hamster is daar, hy probeer net byhou, en ek sê vir hom, sê reg, hy sê, okay. Maar hy is al weg, en so gaan dit nou deur die eerste kwartaal, en einde van daai kwartaal kry julle mos wat ons noem 'n rapport, jou uitslae. Nou kom hy daar by die huis aan met sy rapport, jy weet, en hy sê vir my, papa, ek het my resultate gekry, hier is dit. Maar hy gee dit so vir my, en ek vat dit, en needless to say, hy weet nie, maar ek het al klaar dit gesien, want ek het die e-mail gekry. En so gee hy dit vir my baie confident, en ek vat dit toe, en ek sê vir hom, en hy sê, nee, papa moet kyk, ek sê vir hom, nee, voordat ek hier kyk, is hierdie jou beste. Hy kyk my so, hy sê, ek verstaan nou nie. Ek sê, jou kwartaal gevat. Hy sê, so papa bedoel, ek moet nie die beste wees nie, ek moet net my beste bring. Ek sê,
Julle moes gedink, jy weet alles. En ek vra vir hom, is hierdie jou beste? Hy sê, nee, gee maar daai rapport, papa. Toe besef ek het dit klaar gesien, so is alright, gaan jy maar spaar hierdie embarrassment, en gee dit vir hom terug. En so gaan hy aan, en die volgende kwartaal kom, en al wat ek eintlik gedoen het op daai spesifieke oomblik, al wat ek gedoen het, is ek het kom anker hoe ek oor hom voel. Ek het die liefde van 'n vader vir hom oorgedra, dat niks wat jy gaan doen, gemaak dat ek beter oor jou voel, of slegter oor jou voel nie, want dis die liefde. Ek het hom 'n kans gegee om te groei in die genade wat God van praat, wat die Bybel van praat, die genade van die Here Jesus Christus, om te verstaan dat dis nie net 'n plek waar ek alles kan aanjaag, en dan kom die genade en vee al my sonde uit nie, maar ek groei in hierdie genade, en as gevolg van wat dan op die einde van die dag 'n beeld is van wat Heilige Gees kom doen, en in sy ore partykeer so blaas, en seker maak dat hy verstaan, dat hy die regte keuses moet maak, en hier kom die tweede kwartaal, en hierdie man stap in daai tweede kwartaal, bietjie met confidence, en einde van die kwartaal kom, en hy kom weer by my, en hy sê, ek het my rapport gekry, en ek sê, ja, en hy sê, hier is hy, en ek vat dit, en ek vra vir hom, en hy sê, is dit jou beste? Hy sê, ja, ek het my beste gedoen. En ek sit dit neer, ek het dit nie oopgemaak nie. Ek het die e-mail gekry. En voor hom maak jy dit oop, ek sit dit een kant, en ek sê vir hom, well done, as ek trots op jou. En hy sê, gaan papa nie kyk, ek sê vir hom, nee, ek vertrou jou. So hy sê, jy het goed gedoen, great. En jy sien, dis juist wat God wil hê ek en jy moet doen, dat genade nie die ding is, wat elke keer jou resultate vir jou opgehou word, en sê, kyk wat het jy aangevang hierdie kwartaal. Kyk hoe swaar kry, kyk wat het jy alweer gedoen, kyk jy het weer nie geleer nie, en jy het weer nie dit gedoen nie, en jy het weer nie daai nie, dit is eintlik net 'n oomblik van, ek weet dat God die Vader is tevrede met my, maak nie saak wat ek doen nie, as ek nie leef soos wat hy wil hê ek moet leef nie, dan mis ek uit, dan mis jy uit, op die groter plan wat God vir jou het, jy is maar net besig om deur hierdie detour te gaan, en God se plan van jou lewe te mis. En hier kom my seun, en ek kon sien hoe hy net floreer, een kwartaal na die ander kwartaal, en sy beste kom bring, want hy besef, waar begin by hoe jou Vader oor jou voel. En so hierdie gedagte rondom dit, sê ons eintlik, want ons praat oor hierdie radikale waarheid van wat dit is to become love, is dit die Gees wat eintlik in ons, nie vir ons liefde kom gee, sodat ek en jy liefde kan uitstraal nie, en vir iemand liefde gee as hulle dit nodig het nie, maar dat jy word die essence van wat liefde is. I become love. En God leer ons om daai verandering te bring. En hierdie woord, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, is altyd iets wat ons uitgespreek het jare terug, en partykeer nog vandag, wanneer jy op die plek kom waar jy by 'n kerk uitstap, en heel aan die einde sal die pastoor of die dominee of die priester of wie ook al, dan sê hulle, ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met jou bly. Amen. En waar ek groot geword het ouens baie keer gesê, ek gaan kerk toe, want ek gaan my seëning ontvang. Nou wat het jy verlede week gemaak met hom? Waar het jy hom verloor? Dan besef ek, jy was gisteraan by daai rowwe party, jy het hom nou daar gelos, jy weet, jy het hom verloor iewers, ek weet nie waar hy is nie, en nou gaan ek maar kerk toe, want ek gaan my seëning gaan haal, en dan sien ek, en ek het baie keer vir ons gesien, dan sien ek, gaan hulle met die Bybel onder die arm, en dan vra ek, en wat toe gaan jy nie kerk toe, gaan my seëning gaan haal? Jy sien wat jy moet besef, ons gaan haal nie 'n seëning, jy kom nie hier om 'n seëning te ontvang nie, jy is die seun van God. Jy is 'n geseënde van God. You are the blessing, the living, walking, miracle blessing of God. En as ons dit nie besef nie, dan gaan ons elke keer kom dat iemand die seën oor jou lewe uitspreek. Ek stap nie vandag hier weg, want pastore sê ons altyd, jy's geseën broer en suster. En as jy gaan van hulle af, en dan sê die pastore, of kom sê die pastore, want ek is een, dan sê ons gewoonlik, mag jy geseën wees, gaan in vrede. Ek ry nie daar by die braai weg en sê, mag julle in vrede bly nie. Ek sê wel vir die span, mag die genade van die Here Jesus wit op julle sit. Want hulle is net klomp wit is. Dis net ek en Sugen, en ons is 'n bietjie uitverkore is. Maar ek sê dit nie, ek sê dit, jy weet, in 'n grappige wy, maar dis nie wie ek is nie.
Want ek wil hê, jy moet besef, jy is die geseënde van die Here, waar ook al jy gaan, leef jy hierdie geseënde lewe uit. En so kom Paulus en hy vat ons op hierdie journey, om te sê, hoe help ek jou om die geseënde van die Here te wees, in elke area, kapasiteit van jou lewe, en dat jy daarby sal uitkom, dat jy so sal leef. Hy sê, en daar's iets wat ons die hele tyd terughou, en dit wat ons terughou, het God al reeds meer as 2000 jaar terug, vir ons totaal en al gekanseleer. En ons hoef nie meer agter te skuil nie. En nou sê hy vir hulle hierdie woorde in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, and we all, dis almal van julle, almal, elkeen van ons, with unveiled face, behold the glory of the Lord, and are being transformed in the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is Spirit. En die afgelope 2 weke het ons gepraat oor die genade en die liefde van die Vader, en vanaand is dit juist dit, die gemeenskap van Heilige Gees. Hy sê, dit is wat God kom doen. Die Amplified Version sê die volgende, and we all, with unveiled face, continually seeing as in the mirror the glory of the Lord, and are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is Spirit. Hy sê, ek en jy moet net bietjie hierdie spieël optel en die spieël kyk en weet wie jy is. En wat is hierdie spieël? Hierdie spieël wat ons optel is om kerk toe te kom. Hierdie spieël wat ons optel is om betrokke te wees in 'n selgroep of 'n citygroep en by die studente betrokke te raak en by Radiance en Discovery. Dit is hierdie spieël wat ons vir jou help op te tel sodat jy daarin kan kyk en te reflekteer wie God sê jy is. Want as jy dit nie doen nie, dan is dit die eerste ding wat Heilige Gees eintlik kom doen, maar ons wil altyd die opposite doen. Want Heilige Gees kom eintlik met krag. He comes with power. En hierdie power wat hy mee kom, sê die Bybel, which comes from the Lord who is Spirit. Hy het gekom met hierdie krag wat hy jou lewe wil kom deurweek. Maar ons probeer altyd dit uit ons eie uit doen. So ek wil gou kyk, met jou linkerhand opsteek. Wie van julle wat hierso sit vanaand, en vir julle by die huis, het al probeer om jouself te verander? Steek op jou linkerhand. As jy hom nie opgesteek het na afloop van die diens, daar in die hoek, ons gaan vanaand demone uitdryf, want daar's 'n leuen gees. En daar in die hoek. Hou hom op, nou moet jy afsit nie. So wanneer ek baie keer huweliksberading doen, hou hom daar, ek wil hom sien. Dan sê ek baie keer vir ouens die volgende, ek sê vir hulle, nou praat ons daar en dit is, jy weet, dit is 'n gehuilery en dit is 'n gemors. En dan help ons hulle, en dan wanneer ouens uitstap, dan voel hulle nou bietjie beter. En dan soos wat hulle uitstap, dan sê ek gewoonlik vir die koppel, ek sê, ek wil julle net hierin troos. Julle huwelik en die probleme wat julle het, is nie uniek nie. Ander sukkel ook hiermee. En dan gewoonlik is dit die mans wat omdraai en sê, regtig? Ja, jou ego is alright, dit is veilig. So ek wil hê, jy moet gou om jou kyk al die hande wat opgegaan het. Want weet jy hoekom? Jy het gedink, jy is alleen wat self hierdie poging doen, ander doen dit ook. So jy kan my hand laat sak. Daar sê hy, jy voel soos 'n koor. Want ons het hierdie wilskrag binne in ons, en God het dit vir ons gegee. Ons het hierdie wilskrag om te kan sê, ek gaan harder probeer. Al die mans wat hier sit, ek sal 'n plan maak. Amen. Nee, hoor jy, ons wil altyd 'n plan maak, want dis wie ons is, ons het hierdie wilskrag. Of ons kan sê, ek het net hierdie kennis, en hierdie kennis wat ek het, ek wil meer leer, ek wil meer boeke luister, of lees, of luister, ek wil podcast luister, sodat ek hierdie kennis kan ophou, en dit is goed, ek skiet dit nie vandaan af nie, dit is goed, maar as jy nie doen wat die boek sê, of wat die podcast sê nie, dan is dit maar net nutteloos. Of van julle wat hier so sit, en dis nou nie gemik op die girls nie, maar jy weet, my emosies, ek sal bietjie meer gemotiveerd voel, as ek net 'n slab chocolate eet. Jy weet, so jy moet besef, dit gaan nie net oor al hierdie goed nie, dit gaan eintlik oor wat hy wil kom doen. En al probeer jy jou wilskrag en al die kennis en jou emosies bymekaar kry, op die einde van die dag sien ons dieselfde goed, dat trots kom so in wanneer jy slaag, of wanneer jy iets gedoen het wat jy reg gekry het.
Maar dan kom mislukking en hy vat jou lewe oor, van dit ontmoedig jou as jy nie dit reg gekry het nie. En dan voel jy weer soos 'n failure en jy probeer elke keer alles in jou vermoë. En jy weet nie, hoe gaan ek daarby uitkom, hoe gaan ek wen? En vir van julle ouer gardes wat hierso sit, of die meer volwasse mense, sal hierdie onthou. Hierdie, onthou julle hom? Okay, dis nie 'n app nie, okay, dis nie 'n icon nie. Dis 'n original Snakes and Ladders board game. Jy weet, in een oomblik voel jy klim die leertjie en jy dodge al die slangetjies en jy kom bo uit en die volgende oomblik as jy weer kom kry, is jy weer terug op die aarde. Dan is jy maar net weer onder waar jy begin het en elke keer probeer jy in jou vermoë om daar te kom en alles, my wilskrag, is al my kennis, dis al my emosies, maar jy kom nie op daai plek waar jy sê, I've done it. Want hier is jou die gedagte, transformasie gebeur nie deur kennis nie, transformasie gebeur nie deur wilskrag nie, transformasie begin nie deur jou emosies nie. Hierdie is wat die skrif van die Here gesê het. Dit sê die volgende in Sagaria vers 4 tot 6. Hy sê, hoofstuk 4, hy sê, not by might, not by power, but by my spirit. Deur sy gees. Want dis wat wedergeboorte plaasvind. Dis die gees wat binne in jou lewe kom iets doen en vanaand wil ek dit vir jou sê dat jy nou sê, daai ou het nou dit gesê. Jou wilskrag maak saak. Die kennis wat jy het, jou gedagtes, dit maak saak. Jou emosies, dit maak saak. Maar die engine en die dryf agter alles hierdie is die Heilige Gees wat meer saak maak. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Dallas Willard het hierdie gesê, God vra jou nie om jouself te verbeter nie. Hy bied aan om jou te transformeer. God vra dit. Dat jy so 'n bietjie meer vulnerable sal wees. Want saam met hierdie krag, hierdie power wat ons het, is daar 'n proses. The process of being transformed. En hierdie proses het te doen met verhouding. Jy kan nie hierdie proses alleen stap nie. Dis hoekom het gesê het, die gemeenskap van Heilige Gees, the fellowship of Holy Spirit, 2 Korintiërs 13:4, the fellowship of the Holy Spirit be with you. So daar's 'n verhouding wat ek met die Heilige Gees sluit. En ek het agtergekom, wanneer jy in verhouding is dit juist die mense wat die beste uit jou uitbring. En hierso is dit, ek het nou gesê, dat Heilige Gees, die gemeenskap van Heilige Gees is die engine, die dryf agter waardeur jy gaan, en die dryf van jou transformasie. Maar in die jare wat ek in bediening is, het ek agtergekom, dat daar's 'n hulpbron wat saam met dit gaan. Hierdie engine het 'n gearbox nodig om die krag wat die engine kan maak, vorentoe te kan vat. En raai, wat is dit? Dit is die fellowship of die gemeenskap van heiliges. Dis die gemeenskap van die mense wat om jou sit, die mense wat jy saam in 'n city group mee lewe deel. Dis die ouens wat saam met jou aan tafel sit by Discovery of by Radiance of by die Bybelskool. Dis daai mense wat jou in die oë kan kyk en agterkom, hulle het ook al deur hierdie goed gegaan en hulle help my om nou te kan floreer, om die beste persoon te kan word wie ek is. En daardeur ontdek ek iets nuut. Want jy word soos die mense met wie jy jouself omring. Wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. Het een slim ou eendag gesê. As jy wil ryk wees, spandeer tyd met Peer. As dit net 'n natuurlike beginsel is, spandeer die tyd met die mense soos wat jy wil word. As dit net 'n natuurlike beginsel is, dink net vir 'n oomblik, hoe meer waarde dra dit in jou geestelike lewe? Jy weet, ek onthou, seker 10 jaar terug, 10, 11 jaar terug, kan nie presies die datum onthou nie. Ons is 3 pelle en een van ons pelle, ons het maandagooggende altyd 'n breakfast. En ons gaan sit by die een koffieshop en ons eet lekker breakfast en ons een pel sê vir ons boys, ek moet met julle praat en ons is opgewonde aan die een kant en die volgende oomblik drop hy die mic. En hy sê, ek's klaar met my huwelik, ek en my vrou gaan skei. En hierdie een pel van my, ek is 'n introvert, ek's 'n extrovert, sorry. Maar as jy dink ek is 'n extrovert, dan moet jy hom ontmoet. Hy is nog daar. En die volgende oomblik, in die middel van daai koffieshop, tussen almal, staan daai pel vir my op, maar hy slat so by die tafel. Ek is soos in, jy,
Hy sê jy sal nie skei nie. Ons gaan saam met jou hierdeur. Ons gaan dit maak werk. Ons gaan dit en hy begin so te praat en ek kyk hom so en ek sê, "Hey dude, jy op brakpan sit." Hier's mense. Jy's bietjie Maar iets het daai dag gebeur wat ons nie toegelaat het dat die duiwel by hom kom steel en by sy huwelik nie. Vandag, meer as 10 jaar later, het daai twee die beste huwelik as wat ons almal ooit al gedink het dit kon wees. Want daar's vriende wat sê, we're not gonna give up. Dis die gemeenskap van Heilige Gees wat jou gaan help om nie 'n emosionele keuse te maak en dan as jy môre spyt nie. Dis hierdie ouens wat sê, ek gaan jou net help om wilskrag te bewerkstellig en baie keer ek het hierdie wil in my en ek het hierdie krag om iemand iets aan te doen nie. Ons wil jou help. Ons wil jou help om nie net kennis op te bou en elke keer te lyk soos hierdie ou wat alles ken, know it all en niemand wil by jou wees nie. Ken julle daai ouens? Moenie dit sê nie, hulle sit daar langs jou. Maar dit is juist in vriendskap, wat hierdie sluier wat ek nou van gepraat het, die aanwyling, wat dit afgehaal word in verhouding, wanneer ek kan kom met my vulnerability, met al my tekortkoming, en ek sê, Here, hier is ek. Ek kan dit nie op my eie doen nie, maar ek weet, U kan dit doen. Dis in daai oomblik waar jy kan kom en sê, ek sukkel boys, ek sukkel met hierdie ding. Hoe gaan ek hierdeur kom? Dan kan ons vir jou sê, jy gaan nie alleen nog daardeur kom nie. Ons gaan saam hierdeur kom. Wanneer jy iemand aan die dood afstaan en al die trauma wat jy dalk beleef, is daar mense om jou wat jou hande op hoog kan hou en sê, ons is by jou. Dis vriende wat vir jou kan sê, as 'n student, ek sukkel om hierdie ding te verstaan. Maar jou vriend langs jou verstaan dit dalk beter. Hoe help ek jou? Hoe kom jy hierdeur? Dis die mense wat om jou is, wat jy baie keer kan vertrou as jy die verkeerde keuse maak in verhouding. Wat vir jou kan sê, ek dink nie jy moet met daai girl uitgaan nie. Ek dink nie daai boy is goed vir jou nie. Maar dan raai wat sê ons? Want liefde is blind. En raai wat? Marriage is an eye-opener. En al die getroude mense sê amen. Julle mag dit nie sê nie. Jou vrou of jou man sit langs jou. Die ongedekte gesigte om wonderlik te wees, want weet jy wat, in daai oomblik, die naaste verhouding aan jou huwelik, is seker die mees wonderlikste plek waar jy kan wees. Hulle sien al jou flaws. Hulle weet presies waar jy gaan. Maar ons probeer al hierdie goed te doen en sê, weet jy wat, ek is bereid om agter die werke weg te steek. Ek gaan net harder werk aan hierdie ding. Niemand sien my nie. Ek gaan vroeg dit doen en ek gaan laat dit doen sodat niemand my kan sien nie, want dit gaan alles uit hierdie werk, hierdie poging. Ek maak myself eers reg voordat ek dit doen. Ek gaan eers al hierdie goed los voordat ek discovery doen. Ek wil eers dit doen voordat ek radiance doen, voordat ek by 'n city group aansluit, voordat ek betrokke raak by die kerk. Ek wil eers al hierdie tipe goed. Weet jy wat, werke gaan jou nêrens kry nie. Soos hierdie ou wat na my toe kom en sê, hoor die pastoor, ek wil net weet. Net so honestly. As ek rook, gaan ek hel toe. Sê ek vir hom, nee, maar jy gaan ryk of jy daarvan afkom. En dis die waarheid. Want wie mis uit? Jy mis uit. Jy is die een wat uitmis. En ons skuil agter hierdie sluier, hierdie veil, ons hou onsself terug om nie wonderbaar genoeg te wees nie, kruip weg en ek gee voor en ek perform en ek doen net alles in my vermoë sodat ek hierdie godsdienstige weergawe van myself vir God kan gee. Ek kom tik al die boksies, maar eintlik soek God die ware jy. En dan sit God die mense om jou. Die mense wat jou baie keer challenge op jou lewe. Om die beste uit jou uit te bring. En dis mense om jou lewe wat God baie keer knak. En dan voel jy, jessie, maar dit is taaf. En in dit, wat dit so taaf is hulle besig om iets los te breek in jou lewe en jy voel, is dit regtig wie ek kan word? Ja, dis regtig wie ek kan word. En dit is hierdie pyn waardeur jy gaan, om te sê, Here, ek wil net die beste wees.
Want sonder die mense in jou lewe gaan die krag van Heilige Gees nie na vore kan kom en dit wat hier binne in jou is gaan nooit na vore kan kom en hulle is die mense wat jou gaan challenge en dis wat Heilige Gees kom doen. Dit wat alreeds binne in jou vasgevang is, kom na vore wanneer jy Heilige Gees toelaat om die proses wat hy mee begin het te volëindig in jou lewe. Dis wat bekering kom doen. Dis al reeds daar in jou lewe en nou kan ek op die einde van die dag die lig laat skyn. Nou kan ek wees dit wat God wil hê ek moet wees, maar van ons is soos hierdie een. Hy het my vanoggend in die steek gelaat, by die eerste diens. Hy's geknak, alles het gebeur, maar daar's geen wedergeboorte in hierdie ding nie. Daar's nie Heilige Gees hierdie, hy kom na van Chinatown, of ons het hom daar gekoop. Hy moet nog tot bekering kom. Maar baie van ons lyk so, want ons lyk soos die ander, presies soos die ander. Ons dra net 'n ander kleur, maar sodra daar 'n bietjie geknak word aan jou, dan wip jy jouself en sê, weet jy wat, my seisoen is klaar by hierdie kerk, ek dink ek gaan na 'n ander kerk toe. Is dit nie so nie? O nee, daai worship team daar, hulle is beter as hierdie een. Ja, dankie vir daai een. Jy kan altyd voorsit van nou af. Hy het gesê, no ways. Daai pastore daar by die kerk, hulle hoor nie oor ons nie, en dit en daai, en al hierdie tipe goed. It's because the Spirit of God hasn't started its work in you. En jy het hom nie toegelaat om te doen wat hy wil doen nie. En daardeur wil God vandag vir jou kom sê, laat toe dat die mense en dit wat jou self mee omring, dat dit nie net Heilige Gees is wat sy werk kom doen nie. Hy het al reeds begin, maar die proses gaan aan met die mense met wie jy self omring, want hulle is die ouens wat vir jou gaan sê, moenie stupid foute maak nie. Hulle is die ouens wat vir jou sê, hey, come on, kom ek en jy begin hierdie Bybelstudie, kom ek en jy doen hierdie ding, kom ek en jy doen daai, sodat ons die beste kan wees en die beste na vore kan wees, uitkom. Is interessant, studie het gewys, dat jou lewe word beïnvloed deur jou eggenoot, 37%. Dis baie. Deur jou broer en jou suster word jou lewe beïnvloed 40%. Deur jou vriendekring word jou lewe beïnvloed 57%. So wat sê ek? Kry die regte vriende. Die mense wat geesvervulde vriende is, die gemeenskap van Heiliges om jou, dat jy weet, dit is die ouens wat ek sal toelaat in my lewe, om inspraak in my lewe te maak, want ek kan nie verder gaan as dit nie. Jimmy Winship het hierdie gesê, God will only speak to you in your true identity. That's the only way he will ever talk to you. Stop coming to him in your false identity. He's not talking to a false you. Die ware jy. Want hy wil iets na vore bring. Dat jy die liefde kan wees. Dat jy dit kan uitstraal, dit wat hy gesê het, ons moet wees, that we will become love, en soos wat Johannes 13 vers 34 sê, as I have loved you, soos ek jou lief gehad het. Dis hierdie proses, moet jy ander lief hê. Maar dan is dit nie net hierdie power en hierdie proses nie. Weet jy wat is daar nog? It is the person. Jesus is our person. Hy is jou persoon om jou te kan help om hierdie verandering te ondergaan. Want ek wil word soos hy. Ooral ek gaan, hoef ek nie iets te sê nie, maar mense sien my as hierdie persoon wat sy lewe regtig verander het. Hierdie persoon wat anders mense hanteer as wat hy gedoen het in die verlede. Hierdie persoon wat sy vrou en sy kinders, of hierdie persoon wat sy ouers, of sy medevriende, sy dosente, sy onderwysers, anders hanteer soos wat hulle hanteer was voorheen. Want iets gebeur met my gees, van Heilige Gees in my lewe kom. En nou sê Jesus vir hulle hierdie. Hy sê hierdie vir hulle. Amazing stuk skrif, hy sê dit net nadat hy betrayal was. Wanneer Judas hom verraai het.
Hoe sê Jesus hier die volgende vir hulle? Nadat hy daar buk en sy voete was en vir hulle wys wat dit is om 'n diensknegt te wees, dan sê Jesus vir sy disippels hier die volgende: A new commandment I give you. That you love one another just as I've loved you. That you would love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Want ek kom doen dit. En hierdie wat ek doen heiliglik met Judas, dis 'n bonatuurlike liefde wat net deur Heilige Gees vrygelaat kan word. Nie deur my eie krag, deur my eie kennis en my eie emosies nie. Maar dit wat hy wil kom doen in jou lewe. En ek wil jou vanaand kom challenge. Van julle wat hier so dalk sit, sê julle Ellen, jy sê hier soveel in my hart en in my gees wat vanaand resoneer met dit wat jy sê, maar ek het soveel tekort. Want ek het nog nooit Heilige Gees toegelaat in my lewe om inspraak in my lewe te kom maak nie. Ek het nog nooit op die plek gekom wat ek sê, Here, kom vul my met Heilige Gees, want ek het dit nodig. Wil ek jou vanaand kom vra, as jy daai begeerte het om vanaand te sê, vul my met Heilige Gees, sy krag en sy proses en die persoon Jesus Christus, wat my lewe gaan transformeer, wil ek jou vra waar jy is. Kom staan gou hier voor. Ons wil saam met jou bid. As jy vanaand sê, ek het nodig, dat Heilige Gees 'n verskil in my lewe kom maak. Kom staan hier voor, ons het klomp ouens wat saam met jou gaan kom bid. Dat jy los sal wees van hierdie wyl wat jy die hele tyd voorhou, hierdie maskertjie wat ons opsit, want ek gaan kerk doen. Geseënd is jy broer, geseënd is jy suster. Vanaand kom die Here en hy wil jou kom losmaak daarvan.